Goeiemôre en baie welkom op die donderdagoggend, die 18de Junie 2026. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad. Ek hoop jy het baie lekker geslaap. My hond het vandag vir my baie wakker gemaak om te sê hy wil 'n draaitjie loop. So ek moes baie opstaan vandag vir my hond. Maar ek hoop jy het 'n lekker nagrus gehad. Ek bid vir jou 'n wonderlike dag toe. Ek hoop jy het 'n heerlike donderdag. Die week is alweer amper verby. Môre is dit alweer Vrydag, so ek hoop jy het 'n wonderlike donderdag. By my op die stadium, as ek kan vir jou sê, weervoorspelling by Saldanha. Miskien soos elke ander oggend die week is dit pragtig oopgetrek, lekker koel, en dit gaan net 'n heerlike dag wees. En ek wil sommer nou dankie sê vir Esther en James wat gister so ek wil amper sê, sommer net hier in die bloute het uitgeval het, was dit nou lekker om 'n bietjie vriende daar van Mamasbury hier by ons te hê. Dit was baie lekker. Esther, baie dankie. Dit was 'n heerlike invallertjie om net te kom hallo sê. Dit was regtig lekker om vriende hier by ons te hê. Sommer net so sonder onbeplant net hier uitgeval. Die stukkie wat ek vanoggend gaan lees uit die Bybel is 'n kort stukkie. En dan het ek vir jou 'n boodskapie net so by hierdie kort stukkie, net so 'n kort boodskapie. Ek dink ons moet miskien kyk na die tema vir vanoggend. Miskien as 'n ou jou oë toe maak en dink na die tema, dan sê jy agterkom baie keer vergeet ons daarvan van hierdie spesifieke tema. Baie keer dink ons nie daar eers daaraan nie. Baie keer doen ons dinge in ons lewe en ons dink nie dat dit konsekwensies het, dat dit nagevolge het nie, dat hierdie wat ons doen nagevolge het nie. Of het nou 'n klein dingetjie of 'n groot ding, of het nou 'n klein sondetjie of 'n groot sondetjie, ek dink altyd is ewe sondig, as ek dit so mag stel. Maar jou smile vir iemand kan ook dalk net 'n groot verskil maak vir sy dag. Jou arm op die skouer sit en sê, ek dink aan jou in hierdie tyd, kan 'n massive verskil maak. Jou, as jy dit bedoel vir 'n ou sê, ek dink aan jou en ek bid vir jou, kan 'n verskriklike verskil maak. So die tema vanoggend is, optrede kan 'n verskil maak. En definitief, optrede kan 'n verskil maak. Ek dink as ek en jy vanoggend moet net stil sit en net terugdink deur ons lewens, hoe het een persoon se optrede 'n verskil gemaak. Het sy dit positief of het sy dit negatief? Ek en James het gister gepraat oor optrede van werkers in die werk en woorde en miskien 'n uitval tussen twee persone en dan kom hulle nie agter, maar die kliënte rondom luister nie, die publiek rondom luister nie. En dit maak nie saak of jy nou 'n werk opset of nie 'n werk sit nie, as jy 'n woorde of jy 'n uitval het met iemand anderste in die publiek, mense stap verby, mense hoor en jy verloor dalk jou koel, want jy het jou toegelaat om jou koel te verloor, dan dink die mense dalk heeltemal anderste van jou oor 5 minute of 'n uur van jou. Is dit baie keer so maklik om 'n ou se naam wat jy jou hele lewe lank aan werk om 'n goeie naam in 'n area te hê, net op te mors deur eintlik gemors wat jy praat, verkeerde woorde wat jy gebruik, verkeerde optrede wat jy gebruik, of situasies soos ek elke oggend sê, is 'n nuwe dag, nuwe kanse, nuwe geleenthede, of geleenthede wat opkom in ons, dat ons net nie belangstel in die geleenthede nie, dat ons soos die meeste mense maak in 'n situasie waar jy 'n verskil kan maak, kyk hulle verkeerde pad toe, en hulle stap verby, hulle stel nie belang om te help nie, om net iets te sê nie, ek dink ons besef altyd in die lewe dat dit gaan nie altyd om rand en sent nie. Ja, baie keer is daar rand en sent betrokke, maar dit gaan nie altyd daaroor nie. Baie keer 'n goeie woord, 'n smile, en net sê, kan ek vir jou 'n gebed doen, maak 'n groot verskil. En weet jy wat, as jy dit een keer gedoen het, dan raak dit makliker die tweede en die derde en die vierde keer. So vanoggend se stukkie, voordat ons verder praat, kom se tema is, optrede kan 'n verskil maak. Eintlik moet die tema vandag sê, my en jou optrede kan 'n verskil maak. As ek hom wil verder uitbrei, kan ek vir jou sê dat my en jou optrede kan 'n verskil maak, negatief of positief. So miskien is my en jou tema vir die dag, dat ons moet besluit,
by situasies, by geleenthede, wat ons gaan doen en hoe ons gaan optree. Miskien beteken dit om vir die Heilige Gees te vra om tog net 'n wag voor my mond te sit, dat ek tog net nie te vinnig praat nie. Of net te vra dat ek tog net nie te vinnig optree nie, want baie keer kan optrede net soveel sê soos wat woorde sê. Dat ek net nie te vinnig verkeerd optree nie, dat ek die situasie oordink en dalk kan ek 'n verskil maak, dalk kan ek 'n verandering maak, dalk is dit net my groot geleentheid om 'n verskil te maak in hierdie wêreld van ons. Ons kan 'n verskil maak, en ek dink om 'n verskil te maak moet ons begin by onsself, 'n bietjie dieper in onsself kyk vanoggend en sê, kom, Here, gebruik my om in my straat, in my huis, tussen my 4 mure waar ek werk, tussen my vriendekring, help my om net 'n verskil te maak. So dalk is dit wat die Here vir my en jou wil sê vanmôre. Die stukkie wat ons gaan lees, as jy jou Bybel nader gebring het en jy wil saamlees, as jy meer as welkom. Ons lees uit 1 Samuel 2 vanaf vers 15 tot 17. 1 Samuel 2 vanaf vers 15 tot 17. En nee, ek het nie 'n vlieg in my koppie vanoggend nie, of 'n muggie nie. Verseker nie. Is eintlik vir my mooi om in die Bybel, een van my kleinseuns se name is Eli, en is eintlik vir my baie mooi om die naam Eli vanoggend hier te lees. Dit klink bekend, dis bekend aan my. Die naam Eli klink bekend in die Bybel, maar nou is dit meer bekend as ek weet my kleinseun se naam is Eli, en is eintlik lekker om sy naam te lees vanoggend. Vers 15 begin as volg: Maar nog voordat die vet aan die brand gesteek is, het 'n slaaf van die priester al gekom en aan die man wat offer gesê: Gee vleis om vir die priester te braai. Hy neem nie gekookte vleis van jou aan nie, net rou vleis. En as die man dan vir hom sê: Laat hulle tog net eers die vet aan die brand steek, dan beteken dit, dan kan jy vir jou vat wat jy wil, sê die slaaf vir hom. Nee, jy moet dit nou gee, anders vat ek dit met geweld. Daai woord is die woord wat in hierdie stukkie 'n verskil gemaak het. Nee, jy moet dit nou gee, anders vat ek dit met geweld. Hierdie sonde van Eli se kinders was baie groot in die oë van die Here, want daardeur het die mense hulle agting vir die offer van die Here verloor. Sien julle in hierdie klein kort stukkie wat so verskil het 'n optrede gemaak. Ek het 'n ou vriend, ou Dani Burger, wat altyd gesê het, when beggars became choosers. Dis amper in hierdie geval wel die geval. When beggars become choosers. As 'n ou of aangestel word of 'n sekere posisie beklee of iets doen en jy besluit maar, luister, ek het meer magte as net die magte wat ek het en wat die Here my gegee het. Ek eien myself nou meer magte toe deur vir jou te sê, as jy dit nie gee nie, dan vat ek dit met geweld af. En kyk wat het dit op die einde van die dag, wat is die oorsaak daarvan? Die oorsaak was dat hierdie sonde van Eli se seuns was baie groot in die oë van die Here, want daardeur het die mense hulle agting vir die offer van die Here verloor. Daardeur het die mense hulle agting verloor in die tempel. Dis 'n tempelsituasie wat hier voorkom. Daar's 'n paar dinge wat ons kan praat oor hierdie kort stukkie vanoggend. Deur te sê, Samuel het voorbeeldig opgetree, anders as Eli se kinders. Die Here sien die gedrag van hulle wat aan hom getrou is. Daai tema van ons vandag, optrede kan 'n verskil maak. Die Here seën die gedrag van hulle wat aan hom getrou is. Hierdie stukkie sê ook miskien vir ons vanoggend, jy het in meeste van die gevalle 2 paaie waar jy kan kies. Jy kan kies of die regte ding te doen of die verkeerde ding te doen. Of soos Samuel op te tree of soos Eli se kinders op te tree. Kies die lewe,
Kies om so Samuel te lewe, respekteer God en ander mense. Dis eintlik waarop dit neerkom. Respekteer God en ander mense. En die belangrikste van alles is, dien die Here God, leef met vrede en wees gelukkig. Dien ons Here God, leef met vrede en wees gelukkig. Ek dink vanoggend is dit ook belangrik om te sê, die wat ons altyd bid, kom eintlik vir my baie mooi hier te voorskyn, is trek die liefdespaadjie aan en lewe die liefde uit, en so sulke dinge in elk geval met my en jou glad nooit gebeur nie. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan stil raak op hierdie donderdagoggend, hierdie nuwe dag, nuwe kanse, nuwe geleenthede. En dankie Here dat U ons weer eens waarsku en vir ons net sê dat jou en my optrede, ons familie, my vriende en ons, alles wat ons doen, al ons optrede kan 'n verskil maak. Ek dink baie keer nie daaraan die Here dat alles wat jy doen het consequences. Alles het gevolge. Help asseblief vir my, Here, en help asseblief vir ons almal, Here, om vandag die regte besluite te maak. Dat ons kies om reg op te tree, kies om reg te lewe, kies om in U te glo en vir U te lewe, kies om die regte besluite te neem, kies om vir die Heilige Gees te sê, neem oor in my lewe, vat totaal oor in my lewe en lei my. Vergeef asseblief ons menigvuldige sondes, Here, en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Help ons asseblief op hierdie pragtige wintersdonderdagoggend om ons baadjie aan te trek, hy pragtige baadjie van liefde, dat ons hom afstof en aantrek, Here, maar die belangrikste is, as ons hom aantrek, dat ons weet, die Here is met ons. Here is in beheer, kom ons lewe liefde. Ons steek ons hande op in die lig, Here, vanoggend en ons sê, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief in hierdie jaar en in my lewe verder, vat asseblief die stuurwiel en bestuur my geestelike en my lewe vorentoe. Want by U is ons veilig as U in beheer is. Ek vra die dinge nie omdat ons verdien, Here, maar enkel alleen het U groot en al magtige genade alleen. Amen.